Dag sê, in vandag se broodbrokkie bespreek ons die noodsaaklikheid om getrou te bly aan die Here se roeping vir jou, sonder om voor die wêreld se maatstawwe vir sukses te buig, terwyl ons rus in die sekerheid dat hy ons lewenspad volkome bestuur. Ons skrifgedeelte vir vandag vind ons in 1 Petrus 5 vers 6 tot 7, wat soos volg lees: Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd, terwyl julle al jul bekommernis op hom werp, want hy sorg vir julle. Dit is so maklik om onsself met die wêreldse definisie van sukses te meet, die grootte van ons bankrekening, ons uiterlike prestasies of die erkenning wat ons by mense kry. Hierdie aardse standaarde kan ons dikwels moedeloos en uitgeput laat voel, wanneer ons alles gee, maar dit voel asof ons nêrens kom nie. Beskou egter die lewe van Anthony Norris Groves, wat 'n hoogs suksesvolle en winsgewende loopbaan as standaards opgeoffer het om in geloof, sonder enige gewaarborgde inkomste, die sendingsveld te betree. In die wêreld se oë het hy talle terugslae en ontberings beleef, en baie van sy werk het op daardie stadium na mislukkings gelyk. Tog het hy onwrikbaar vasgehou aan God se instaatstellende krag en in geloof bly wandel. Sy getrouheid in onbekende en uitdagende omstandighede het die geestelike fondament gelê vir die moderne geloofsendingsbeweging. Die Here Jesus hartklop met onmeetlike deernis vir elkeen van ons wat onbekwaam of soos 'n mislukking voel. Hy roep ons nie tot wêreldse rykdom of onmiddellike sigbare roem nie, maar tot 'n lewe van heiligmaking en getroue gehoorsaamheid in dit wat hy vandag voor ons geplaas het. Wanneer ons onsself onder God se kragtige hand verneder en ons lewens volkome in sy hande plaas, bevry dit ons van die swaar las om onsself te moet bewys. 'n Wandel wat God behaag is juis om as geredde kinders getrou en gehoorsaam sy opdragte uit te voer en volkome te vertrou dat hy die oënskynlike klein treetjies sal gebruik en ons in sy perfekte tyd sal verhoog. Hier is 'n praktiese stap wat jy vandag kan implementeer. Neem 15 minute om iewers in stilte te sit of 'n rustige entjie te gaan stap en identifiseer daardie area in jou lewe waar jy jouself tans aan aardse standaarde meet en wat jou angstig maak. Werp hierdie spesifieke las in gebed op die Here en besluit doelbewus om jou oë van hierdie area af te haal en volkome op Christus te rig. As 'n stap van geestelike groei, besluit om in afhanklikheid op te tree deur bloot die volgende taak wat die Here op jou hart gelê het, met toewyding aan te pak, sonder om oor die langtermyn uitslag te stres en los die resultate volkome in sy hande. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergeef my dat ek so maklik my waarde aan die wêreldse maatstawwe koppel. Dankie vir u onbeperkte genade waardeur ek gered is en dat u my as u kind nou roep tot 'n lewe van gehoorsame disippelskap. Help my vandag om getrou te wees in die klein dingetjies en volkome te rus in die wete dat u my op u eie perfekte tyd sal verhoog. In Jesus naam, amen. Dankie dat jy vandag se broodbrokkie saam met my gedeel het. As jy dieper wil delf in skrifgebaseerde artikels wat fokus op God se wonderlike genade, gaan besoek gerus ons webwerf by dieskrifte.org. As vandag se boodskap vir jou iets beteken het, like asseblief die video, deel dit met ander en maak seker jy is ingeteken sodat ons mekaar môre weer hier kan ontmoet. Mag jy vandag God se genade tasbaar beleef. Seëngroete.